Goeiedag, ek is Gerard, saam met die Bybel in 1 jaar span en vandag lees ons Eksodus 13. En hier die deel volg direk na die uittog uit Egipte en fokus hoofsaaklik op 3 sake. Eerstens sien ons in vers 1 en 2 en dan 11 tot 16 die toewyding van die eersgeborenes aan God, dat alles wat eerste is behoort aan die Here, God red en eis toewyding. En dan lees ons in verse 3 tot 10 van die fees van ongesuurde brode, wat die Israeliete herinner aan God se verlossing uit Egipte. En dan sien ons hoe God Israel lei in verse 17 tot 22. En God lei die Israeliete nie op die kortste pad nie, 10-11 dae se dagreise deur na die beloofde land toe, kuslangs nie, hulle gaan in die woestyn in. En dit is nie net hulle alleen wat beweeg nie, hulle beweeg soos God hulle lei natuurlik, deur 'n wolkpilaar in die dag en 'n vuurkolom in die nag. So God verlos sy volk, roep hulle tot toewyding en lei hulle getrou, selfs wanneer die pad nie vir hulle sin maak nie. God lei selfs wanneer ek en jy nie verstaan nie. Enkele gedagtes net rondom die teksgedeelte. Eerstens, alles behoort aan God. Die eersgeborene simboliseer 'n totale oorgawe. Met ander woorde, God herinner hulle. Eerstens, ek het jou eersgeborene gered en uitgelei uit Egipte uit. Maar ek is nie 'n God wat soos ander gode kinders laat offer nie. Jy koop jou kind vry deur 'n lam te gee in sy plek, want dit is God value, regwaarde aan 'n mens se lewe. En dan natuurlik dui dit ook aan Jesus Christus, God se eniggebore seun, wat op sy eersgeborene en eniggebore, wat uiteindelik sy lewe vir ons kom gee. Maar ook die Israeliete word gehelp om God se verlossing en redding te onthou deur die feeste wat daar gegee word. En natuurlik die terugkoop van die eersgeborenes diere en kinders. Ons sien ook dat God doelbewus lei. Dis nie maar toevallig dat hulle beweeg waar hulle wil beweeg nie. Hulle kon net sowel die kortste roete gekies het, kuslangs na die beloofde land toe. Nee, hulle beweeg in die woestyn in. God kies nie altyd die maklikste pad nie, maar hy kies die regte pad. En daai regte pad is bedoel dat ons kan groei in ons verhouding met hom, dat ons kan groei in ons gehoorsaamheid aan hom, dat ons karakter kan bou en dat ons reg sal wees vir dit wat God ons voorroep. Ons sien ook God se teenwoordigheid is konstant. Hy verlaat sy volk nie. Kyk na vers 22. En dit laat my dink aan Numeri 9 vers 15 tot 23, waar daar ook verwys word na die wolk en die vuur wat Israel gelei het. En dan natuurlik ook belangrik, daar word geestelike onderrig aan die volgende geslag gegee. Ouers moet God se werk aan die kinders oordra. Kyk na vers 8, kyk na vers 14. En dit laat my dink aan Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 ook, wat dit gaan oor om die volgende geslag God se gebooie te leer. Nou die verband met Jesus Christus in Eksodus 13 is baie interessant. Jesus is die eersteling, soos die eersgeborenes aan God behoort, is Jesus die eersteling in terme van 1 Korintiërs 15 vers 20. En Jesus is ons verlossing. Soos Israel uit Egipte bevry is, bevry Jesus ons uit sonde uit. En hy is ook die lam wat ons as eersgeborene loskoop, ons as skepping loskoop, as sy mense. En Jesus is die volmaakte lam wat gebruik word om ons los te koop. God lei deur Jesus Christus, deur sy Heilige Gees, soos die wolk en vuur teenwoordig is by Israel, so is Jesus die lig van die wêreld. Johannes 8 vers 12. Hy is ons leidsman, hy is ons herder, en hy stuur ook sy Heilige Gees om ons te herinner aan wat hy sê en wat hy gedoen het. Ons sien ook dat God met ons bly, soos wat hy by Israel was, in die wolk en die vuur. Jesus se naam is ook Immanuel, God met ons. Kom ons oorweeg bidend vandag. Het ek en jy ons lewens volkome aan God gegee, toegewy? Herinner ons gereeld genoeg aan God se goedheid? En vertrou ons God se leiding, selfs wanneer die pad moeilik lyk of ompad, of net nie soos ons dink dit moet wees nie? Leef ek en jy so bewus van God se teenwoordigheid, dat hy dag en nag, oomblik vir oomblik by ons is? En leer ons kinders van God, doelbewus.
Groete en seënwense vir jou dag.